Goed. Thank you for allowing me to spend some more time with you. Vandag gaan ons weer eens een van daardie fondasiegoeders doen. In geen eksamen gaan hulle vir jou vra om woordsoorte uit te ken. Dit is iets wat hulle doen in huistaal. Maar, en dis 'n belangrike maar, hoe meer tipes woorde jy kan identifiseer en uitken, en weet wat hulle funksie is en wat hulle plek is in die sin, in die taal, in die paragraaf wat jy skryf, hoe makliker gaan dit jou lewe maak. So uitkennings in toetse en eksamens gaan nie gebeur nie, maar dit gaan jou definitief help. Ek het probeer om vir julle 'n kopkaart te maak, dis nou die Afrikaanse woord vir 'n mind map, oor al die woordsoorte. Nou soos wat jy daar kan sien, is woordsoorte in Engels parts of speech. Ons gaan begin by die werkwoord. Hieronder in hierdie hoek kan jy nou sien, hier's die werkwoorde, verbs. Want met een werkwoord kan jy 'n sin maak, soos leer. Dis wat ek wil hê jy moet doen met hierdie goed. As jy terugdink, of miskien gaan jy nog daarby uitkom, daar's 'n les oor werkwoorde, waar presies al hierdie tipes werkwoorde in detail bespreek word. Al wat ek hier wil beklemtoon is ons geheime wapen, ons stompiewapen, om te onthou die posisie van jou werkwoorde. Ek klink soos 'n druppende dak, maar dit is so belangrik. Julle moet dit regkry. Goed, kom ons begin dan, ons gaan dan aan na selfstandige naamwoorde. En daar is 'n totale wonderlike les net oor selfstandige naamwoorde. Nouns, soortname, eiename, abstrakte selfstandige naamwoorde soos aggressie of liefde of jaloesie, en dan natuurlik ook jou massa selfstandige naamwoorde. Julle kan gaan kyk na die gedetailleerde les daaroor. Die volgende een waarna ons wil kyk is byvoeglike naamwoorde. Daar's ook 'n wonderlike les hieroor. Die byvoeglike naamwoord, die adjective, describes the noun. So, dit speel in op die selfstandige naamwoord. Wat belangrik is die verbuiging, how you change the adjective if it stands before the noun, die attributiewe byvoeglike naamwoord. En wat interessant is om te sien, ouens, is dat byvoeglike naamwoorde, baie van die werk wat julle doen, trappe van vergelyking, intensiewe vorm, dis alles deel van hierdie byvoeglike naamwoordboom. Ek wil hê jy moet daarna dink as 'n boom en met verskillende takke. Die boom is die byvoeglike naamwoord. Party van die byvoeglike naamwoorde staan voor die boom, ander staan na die boom. Intensiewe forme is deel daarvan, letterlik en figuurlik is deel daarvan. So alles is deel van hierdie byvoeglike naamwoordboom, as jy daaraan wil dink. Die volgende een is baie maklik. Dis ons lidwoorde. Ons articles bepaald altyd die. Dit speel ook weer terug in na die trappe van vergelyking. As jy dink aan, hy is mooi, hy is mooier, maar hy is die mooiste. So daai die gaan definitief dan na die mooiste toe. Dis een van die maniere hoe jy uitken watter tipe trappe van vergelyking woord dit is. Onbepaalde lidwoord. Ag my aarde, ons sukkel so hiermee.
As jy nou na daai klein woordjie kyk, of 'n lettertjie eintlik, waar kom dit vandaan? Dit kom van die woord een af. Een means one, enkel. So daai 2 letters het met verloop van tyd weggeval. Dit is hoekom jy, en dit is iets wat jy baie mooi moet verstaan. Jy kan nooit, en as ek nou vir jou sê nooit, dan bedoel ek nooit, hun en 'n meervoud hê nie. Jy kan nie, want hun inherent, in essence, means one. So jy kan nie 'n onbepaalde lidwoord koppel aan 'n meervoud nie. As jy dit wil doen, klap jouself oor die hand, want dit is nie reg nie. So jy kan sê, hun boom, want dit is 'n een enkele boom, maar jy kan nie dit saam met 'n meervoud gebruik nie. So, baie belangrik. Telwoorde, bywoorde, ons gaan nou daarby kom, voorsetsels, dis maar leerwerk, voegwoorde, conjunctions, tussenwerpsels, en dan jou voornaamwoorde. So kom ons gaan aan. Selfstandige naamwoorde. Hoe gebruik ons selfstandige naamwoorde? Ons ken al die tipe van soortname, alles wat jy aan kan vat, wat jy kan sien, 'n koppie, 'n pen, my bril, enige ding wat jy aan kan vat of kan sien. Wat maak ons met soortname? Ons kan daarvan maak meervoude, ons kan verkleinwoorde daarvan maak, ons werk met teenoorgestelde geslag, soos die koei, die bees en die koei, die ooi en die ram, verskillende geslagte. Eiename, alles met 'n hoofletter. Soos jou persoonsname, jou dorpsname, dinge soos dit. Abstrakte selfstandige naamwoorde het ons oor gepraat. En dan iets soos versamelname. Daar is 'n swerm voëls in die lug. Al hierdie goeters kan ons gebruik, of gebruik ons van selfstandige naamwoorde. Hier kom ons by die lidwoord. Kan julle sien, daai arme woordjie, of ander 'n lettertjie, moet eintlik die e's voorkry. So hierdie prentjie in jou kop, moet jy vas lê. Dit sal my hart baie bly maak. Goed, ons kom by telwoorde. Hooftelwoorde is die doodgewone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waar dit moeilik raak, is as jy kom by honderde, duisende en daai soort van uitbreidings. Wat julle moet onthou, 100, 2000. Dit is altyd een woord. Moenie met hierdie tipe van foute punte verloor nie. In Afrikaans is dit nou die ongelukkige ding dat dit is net andersom as met Engels. 98. So begin van agter af en werk vorentoe. Hierdie tipe van goed moet julle in julle kan dit kyk in Handbook and Study Guide, of daar's hierdie wonderlike boek ook. Ek gaan vir julle die prentjie wys, wat 'n baie goeie hulpmiddel is, om hierdie goed in na te slaan en te leer. Jou rangtelwoorde het te doen met, hy was eerste, sy was tweede, kyk daar, tweede, 2 e's, en hy was derde. So, dink maar in terme van daai prentjie as jy kom by rangtelwoorde. 4de,
En 5de, jy kan dit gaan kyk in jou bron waarmee jy studeer. Nou kom ons by voornaamwoorde. Nou voornaamwoorde is 'n wonderlike hulpmiddel, want dit help ons om nie lomp te praat nie. As ek nou byvoorbeeld sê, Mieke moet Mieke se boek in Mieke se kamer uit Mieke se lesenaarlaai gaan haal. Hoe onsinnig. Ek gebruik voornaamwoorde. Mieke moet haar boek in haar kamer in haar lesenaarlaai gaan haal. So dit maak dit makliker, dit verkort, dit maak dit meer vaartbelyn. Ons kan vinniger praat. Die probleem kom in by om te onderskei tussen hierdie sy. Want dis bietjie mens raak baie maklik teenoor mekaar. As dit 'n persoonlike voornaamwoord is, met ander woorde, as dit in die plek van iemand se naam staan, en dit is wat jy moet onthou. Kom ons kyk gou-gou. Pieter lees sy boek. Kyk nou hier. Hy lees sy boek. OK, hier het ons 'n persoonlike voornaamwoord. Dit staan in die plek van Pieter. Sy boek dui aan wie se boek dit is. Dit is Pieter se boek. So hierdie voornaamwoord is 'n besitlike voornaamwoord. Dit dui besitting aan. Ownership. En dit is die onderskeiding wat jy moet probeer verstaan. Want hier kom baie probleme. Sy, 'n persoonlike voornaamwoord sy, verwys na 'n meisie. Kom ons kyk. Sy kam haar hare. Sy staan in die plek van Mieke. Mieke is 'n meisie. Mieke kam haar hare, of ek kan sê, sy kam haar hare. Hier is dit 'n persoonlike voornaamwoord. Haar hare is 'n besitlike voornaamwoord. So jy moet baie mooi onderskeid tref tussen wat is 'n persoonlike voornaamwoord en wat is 'n besitlike voornaamwoord. Die ander is regtig nie te moeilik nie. Vraende voornaamwoorde is baie maklik. Wie, wat, waar, wanneer, hoekom, hoe, waarom, hoeveel, waarin. Hierdie woorde, ouens, net om vir julle die verbintenis te maak met direkte en indirekte rede. Hierdie woorde noem ons ook vraagwoorde. En by indirekte rede, direkte rede is hierdie baie belangrik. So onthou dit, maak 'n knoop in jou neus. Betreklike voornaamwoorde is 'n monster, maar ons sal weer terugkom daarna. Dit is woorde soos waarmee, waarin, waarvan, daarvan, daarmee. Mense sukkel nogal hiermee, maar ons sal weer terugkom hiernaartoe. Byvoeglike naamwoorde, ons het bietjie hieroor gepraat, ek gaan nie nou verder daaraan tyd spandeer nie. Dan bywoorde. Bywoorde beskryf die werkwoord. En ons het 4 tipes bywoorde. Bywoord van tyd. Ek gaan nou bietjie meer hieroor sê. Bywoorde van tyd het altyd te doen met enige ding met tyd. Byvoorbeeld, daagliks. Hy gaan daagliks swem. Daagliks sê vir my, elke dag. Hy moet weekliks
sy medikasie drink. Alles te doen met tyd. Manier, manner, hoe het hulle dit geniet? Hulle het dit verskriklik geniet. Plek, where did it happen? Modaliteit en graad het te doen met hoe baie. So, ons kan sê dit het te doen met frequency, die hoeveelheid. Maar ons gaan na hierdie goed kyk in baie detail. Voorsetsels. Ag man, dit is weer een van daai goed wat jy moet leer. Know your stuff. Daar is lyste van voorsetsels. Baie van hulle is vrye verbindings. Die groot probleem met voorsetsels is, moenie dit direk vertaal uit Engels nie, want dit is 99% van die tyd is dit verkeerd. So my raad vir jou is, kry vir jou 'n lys voorsetsels en leer dit. Dan is daar vaste uitdrukkings. They don't change. My gunsteling een is, verlief op. Jy's nie verlief aan iemand nie. Jy's nie verlief oor iemand nie. Jy is verlief op iemand. Jy trou met iemand. Dit is vaste uitdrukkings wat nooit hierdie kant van die ewigheid gaan verander. So dit is die belangrike ding by voorsetsels. Werkwoorde, selfstandige werkwoorde, daar's 'n hele les oor werkwoorde. En ek wil julle uitnooi om daarna te gaan kyk, want dan gaan julle hierdie baie beter verstaan. Selfstandige werkwoorde, dis gewoonlik die een wat in hierdie posisie is. Deeltjie werkwoorde, in die les oor werkwoorde word dit baie mooi verduidelik, so julle kan daarna kyk. Hulpwerkwoorde, die infinitief en koppelwerkwoorde. Nou kom ons by deelwoorde. Nou dit is 'n vreeslike interessante woordsoort. 'n Deelwoord is eintlik 'n werkwoord wat verander of wat gebruik word soos 'n byvoeglike naamwoord. So, kom ek sê vir jou in Engels, dis adverbs, verbs that actually functions as an adjective. Ek gaan dit nou vir julle verduidelik, maar dis belangrik om hierdie te verstaan. Jy kry twee soorte werkwoorde, deelwoorde, ekskuus. Teenwoordige deelwoorde, it is happening now. Die kokende ketel is warm. It is happening now. Die druppende kraan maak my mal. Druppende. Can you see, there we've got the werkwoord kook. Daar het ons die werkwoord drup. En dis nou interessante voorbeelde wat ek hier met 'n baie spesifieke doel gekies het. Kook, can you hear? It's a long sound. What is the spelling rule? If it's a word like that, you drop the E, and for the teenwoordige deelwoord, you add END. Druppende. So that's your suffix that you add to the verb. Keeping in mind the spelling rules about the double O. This one is just the opposite. Ons het nou hier 'n druppende, it's a short sound. The rule says if it's a short vowel, you need to double up on the consonant. So what we did here, drup, we doubled up on the P,
and we added END, DE. En dit is hoe jy teenwoordige deelwoorde vorm. Can you see that it's a verb that acts like an adjective? Interesting. Verlede deelwoorde is net so interessant, is nog steeds jou werkwoord. Breek. Dis 'n interessante voorbeeld. Jy kry swak verlede deelwoorde en jy kry sterk verlede deelwoorde. Just to complicate and make it more interesting. Swak verlede deelwoorde sal jy nou sê, die gebreekte glas lê on skerwe. The broken glass is lying in shards. Wat het hier gebeur? Daar is my werkwoord. Kan julle sien? Breek. Wat het ons gedoen? Ons het gesê dit is verlede tyd. Wat het ons nodig vir verlede tyd? 'n ge. And there's the suffix te. Partykeer is 'n de, daar is reëls daaroor. 'n swak verlede deelwoord. Hierdie ene, kom ons vat nou weer die woord breek en ons gebruik dit as 'n sterk verlede deelwoord. Nou hierdie nommers, hierdie voorbeelde is goed wat jy moet leer. My gebroke hart sal nooit heel word nie. Kan julle sien, hier is iets van breek. Daai is letterlik. Onthou julle, ons het net eenmaal gepraat oor letterlik en figuurlik. Letterlik. Dis 'n gebreekte glas, hy lê aan stukke. Hierdie is figuurlike taal. Denotatief. It's abstract language. As jy ook dink aan die voorbeeld van die groente het op die ou end bederf. Die groente het sleg geword. Letterlik, die groente het vrot geword. Figuurlik, die bedorwe kind. Spoiled child. Spoiled vegetables, spoiled child. Literal, figurative. So hierdie voorbeelde moet jy maar gaan leer, jy moet dit sal in jou handboek of in jou resource, die boek wees wat jy gebruik. Voegwoorde, wonderlike tool, 3 groepe, julle moes al hiermee te doen gehad het. Wat belangrik is van die voegwoord, dit beïnvloed die werkwoord, die posisie van die werkwoord. Dit is die heel belangrikste ding van voegwoorde. En dit is hoekom jy jou 3 groepe moet ken. Groep 1 is die maklikste, niks verander nie. Groep 2, daar's die voegwoorde. In groep 2 ruil die selfstandige naamwoord en die werkwoord van jou tweede sin plekke. Maar as jy nie weet jy werk met groep 2 nie, dan is jy eintlik 'n bietjie in die moeilikheid. En dis dan wanneer jy nie die goed reg kry nie. Groep 3, maklik, werkwoord gaan na die einde toe van die tweede sin. So, dit is ook in 'n baie goeie les beskikbaar. Net opsommenderwys, jy moet al hierdie goeters kan uitken. Die enigste een wat ek nie spesifiek oor gepraat het nie, is tussenwerpsels. Dit is daai goed wat jou emosies weergee. Soos Eina, jy het my nou seer gemaak. Tussenwerpsels het gewoonlik 'n uitroepteken. Sjoe, maar dis warm. Moenie, nee, dis nie regtig 'n uitroep tussenwerpsel nie, maar dit is daai goed wat jou emosie weergee. En dit is nogals belangrik om dit uit te ken. Sies tog, fooi tog, die arme kind.
op die ou end is hierdie vir julle 'n hulpmiddel. En ek wil jou regtig uitdaag. Ek wil jou, I want to challenge you to take the extra time and do the little bit of extra effort to get these things in your box of knowledge about Afrikaans, because it is going to help you to make more sense out of the sentences and the words that you have to work with. Thank you that I could have spent this time with you. Until next time.